Ons is almal hier tesaam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Kom ons leef soos wat hy vra, en leer om te verdra, en liefde na te streef. Loof hom, Christus die Heer. Goeiemôre. Sondag 24 Januarie 2021. Welkom by vanoggend se diens. Ek hoop dit gaan sommer baie goed met almal van u. Vanoggend nooi ek jou om 'n bietjie saam te luister oor jou verantwoordelikheid. En daarom die vraag: wat maak ek met my deel? Wat maak ek met my deel? Kom ons word net vir 'n oomblik stil, en dan word ons bewus van God se teenwoordigheid by ons. Efesiërs 2 vers 13. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Gemeente, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus die Here, en van die Heilige Gees. Amen. Dat ons bewus geword het van God se teenwoordigheid, en ons gehoor het dat die Here sy seën oor ons uitspreek. Broers en susters, kom ons loof hierdie God deur saam te sing van Gesang 190. Grote God, aan u die eer. Kom ons bid saam. Here, open u woord, open ons harte, open ons lewens. Ons bid dit in Jesus naam, Vader. Amen. So die vraag is, wat maak jy met jou deel? Wat maak jy met jou stukkie wat jy gekry het? Ok, nou is die vraag, wat het ek gekry? Wat jy gekry het, kom ek vertel jy wat jy gekry het. Ek wil vir jy vertel hoe hulle in die antieke tyd 'n kontrak of 'n ooreenkoms gesluit het. Vandag as ek en jy 'n kontrak met iemand sluit of 'n ooreenkoms met iemand aangaan, dan kom ons albei mos en ons teken op 'n stukkie papier. Op die papier is die ooreenkoms, is dit mos nou mooi verwoord. Maar
hierdie manier van ooreenkomste sluit, van kontrakte aangaan, dit het eers baie later ontwikkel. Voor dit was daar ander maniere hoe hulle ooreenkomste gesluit het. Soos byvoorbeeld deur jou skoen uit te trek. Jy het jou skoen vir die ander ou gegee en hy het sy skoen vir jou gegee. Of dalk deur sout vir mekaar te gee. Jy het sout in die ander ou se sak gesit. By die antieke Grieke kom dit na vore dat hulle manier van hoe hulle 'n kontrak gesluit het, was deur 'n kleipot in 'n paar stukke te breek. En dan het elkeen 'n stuk gekry van hierdie pot. En as jy ergens wil praat oor hierdie ooreenkoms, oor hierdie kontrak, dalk verskille wat daar mag wees, dan het elkeen hulle stuk gebring en dan gaan kyk, waar pas dit nou in? En dan het dit gewys, hierdie stuk van jou pas in hierdie pot. Dit pas by die ander ouens se stukke in. En hierdie stuk is 'n simbole genoem, wat ons vandag vertaal as 'n simbool. So 'n simbool is iets wat jy het, is 'n klein deeltjie wat jy het, hierdie klein deeltjie wat jy het, maar is deel van 'n geheel, van iets groots. 'n Simbolo of 'n simbool bring my by mekaar. Dis wys op iets wat saamgevoeg is, saamgegooi is. Daar's 'n storie agter hierdie stukkie wat jy het. Agter hierdie deel wat jy het. So wat is dit wat jy gekry het? As jy so in die Bybel blaai, dan kom ons op 'n klomp gedeeltes wat vir ons wys op die stukkie wat ons het. En dan kom ons nog iets agter. Eintlik het hierdie stukkie wat ek het te maak met my identiteit. Met wie ek is. Dan wil ek vanoggend graag 3 gedeeltes uit die Bybel vir julle lees, om te wys, om vir jou te wys wie jy is. En uiteindelik vir jou te wys, wat het jy? Wat is daai stukkie wat jy het? Genesis 1 vers 26 tot 28. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die magdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Hoe het God hulle geseën en hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde, bewerk dit. Heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde. Ook oor die diere wat op die aarde kruip. Wie is jy? Wie is jy? Jy is 'n mens. Nee, jy is meer as 'n mens. Jy is mens. Vir wie God die aarde gegee het. Om wat te doen? Om daaroor te heers. Om daarna te kyk. Dis jou storie. Dis die storie waarbinne jy inpas. God het jou 'n stukkie gegee, 'n deel gegee. Jy leef op aarde elke dag hierdie storie van God in hierdie stukkie waar jy jouself bevind. Hier waar jy op Nelspruit of waar jy ook al is, hier waar jy jouself bevind. Geliefdes, kom laat ons die doekies omdraai nie. Die aarde is in die moeilikheid. God se skepping is in die moeilikheid, omdat die mens sy taak opgemors het. Die mens stroop, die mens verniel, die mens vermors, die mens is op. Dan praat ons nie eers van hoe ons teenoor ons medemens optree nie, hoe ons teenoor mekaar optree nie. Dan moet jy net weer hierdie stukkie van jou lewe van elke dag hier by die Here se woord kom sit.
Die Here se woord wat vir jou sê, jy is mens, jy is aangestel. God het hierdie aarde vir jou gegee. Hy het sy skepping vir jou gegee. Hy het jou die meer mens wat saam met jou leef vir jou gegee. Ok, jy vir my vra, Dominee, wat moet ek doen? Ek is maar 'n ou klein visie in hierdie groot see. Wat kan ek doen? En dan sien ek op 'n WhatsApp groep van die omgewing waar ek bly, van mense wat aksies loods om vuil goed op te tel in die omgewing. Ek kyk na 'n video op die BBC kanaal nou die ander dag wat vertel van die verbruikersmentaliteit van mense. En dat hierdie aarde te klein geword het vir die behoefte wat mense het. En kenners sê, daar is genoeg vir mense, maar mense wil net meer en meer hê. Ons doen soveel skade, elke dag, by die aarde. Die vraag is nie wat ek moet doen nie, die vraag is ek bereid om my verantwoordelikheid op te neem, van dit wat God vir my gegee het, van hierdie deel, wat die Here vir my gegee het. En lees ek Genesis 17, van God wat na die mens toe kom. Genesis 17 vers 7 tot en met vers 9. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en hulle geslagte. Dis God wat hier met Abraham praat. Dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die hele Kanaan as 'n blywende besitting, en ek sal hulle God wees. Verder het God vir Abraham gesê, jy moet my verbond nakom, jy en jou nageslag, en al hulle nageslagte. Die volgende ding van wat ek hoor van wie ek is God se kind. Dit is interessant, gaan lees 'n bietjie Genesis 15, waar God die verbond met Abraham sluit. En so toe loop sê, wat beteken die woord verbond? Die woord verbond beteken 'n ooreenkoms. En wat doen God? Hy deel 'n jong billetjie, 'n bokooi, 'n bokram, deel in twee partye. En dan die bloed wat vloei, is die seël van hierdie ooreenkoms. God sê vir jou, jy's my kind. Dis wie jy is. Jy is deel van hierdie groot ooreenkoms, hierdie verbond. Dis waar jy inpas. En in die Nuwe Testament word Jesus se liggaam uitmekaar geskeur. As God sê, dis nou my nuwe verbond, my nuwe ooreenkoms, Nuwe Testament. Onthou jy Jesus se laaste woorde daar aan die maaltyd, die laaste maaltyd? Daar toe hulle uit die beker drink, dit is my bloed. Die beker van die nuwe verbond. Lukas 22 vers 20. Geliefdes, in Jesus is jy God se kind. Net soos jy is. Met foute, met tekortkominge, net soos jy is jy God se kind. Dis die storie. In 'n wêreld waar jy die hele tyd moet veg vir oorlewing, waar mense baie name het vir jou. Ag man, jy is dom, jy's sleg, jy's gemors, jy's nie goed genoeg nie. Kom God en sê, bring daai stukkie. Jy pas in, jy's deel, jy's my kind. Dis wat God van jou sê. Die wêreld verniel jou, hy mors jou op. Jou medeskepsels, laat jy verstaan, eintlik hoort jy nie hier nie, eintlik het jy nie 'n stukkie nie. Maar jou Skepper sê, jy's mens. Jy het 'n stukkie wat ek vir jou gegee het, maar meer is dit. Jy's my mens, sê God. Jy's God se mens, God se kind. En ja, jy het 'n verantwoordelikheid.
om as God se mens nie net na God se skepping te kyk nie, maar ook om God, jou Vader, uit te leef, elke dag. Mense sien jou Vader as hulle na jou kyk. Mense sien die Vader as hulle na jou kyk. Onthou dit elke dag. Hoor wat sê jou Skepper vir jou. Hoor nie wat sê die skepsels nie, hoor wat sê die Skepper vir jou. Broers en susters, leef. Gaan leef as hierdie kind van God in hierdie stukkie wêreld wat jy het. Maar daar's nog iets wat jy gekry het. Daar's nog 'n plek waar jy in pas. Jy pas nog ergens in. En daarvan wil ek vandag vanoggend lees in Efesiërs 2 vers 16 tot 20. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jode en nie Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en profete. 'n Gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. Ja, jy pas nog ergens in. Jy's deel van God se volk. Jy's deel van al die mense wat God se kinders is. Ons noem hierdie mense, hierdie volk van God, ons noem hulle sy kerk. Dis waar jy inpas. Broers en susters, ons leef in 'n tyd waar die kerk onder geweldige druk is. Ons leef in 'n tyd waar mense sê die kerk het gefaal, waar mense sê die kerk het nie meer 'n plek nie. Waar mense sê ek het die kerk nie meer nodig nie. Maar hierdie is God se kerk. Dis sy mense, dis sy volk, en ek en jy pas in, ons is deel daarvan. Ek is gebind aan hierdie mense. Ek en jy hou tog vas aan Jesus. Ons is gewas in die bloed van Jesus. Ons het die Gees van hom in ons. Ons het dieselfde Vader. Ek is deel daarvan, en ek het 'n verantwoordelikheid. Ek het 'n verantwoordelikheid teenoor hulle wat almal saam met my ook deel is van hierdie groot prentjie. Die wêreld tans plaas geweldig klem op die individu, op jouself. Jy moet vir jouself veg vir oorlewing. Dit gaan oor jou. Kyk na jouself, sê die wêreld. Maar God sê, jy het 'n storie. Jy's deel. Bring jou stukkie. Jy's deel van God se volk. Jy het 'n verantwoordelikheid. Bel iemand. Hoor hoe gaan dit met jou broer? Hoor hoe gaan dit met jou suster? Stel belang in hulle. Iemand het op 'n dag gesê, moet my nie jou broer noem. Moet my nie jou broer noem. As jy nie bereid is om as jy 'n broer te behandel. Liefdes in Jesus is ons broers en susters van mekaar. Dis wat ons mekaar noem, dis wat ons mekaar aanspreek. Dalk moet ek en jy net so begin optree. Liefdes 2021, eerste maand is amper verby. Jy, mens, God se kind, God se mens, 'n burger van God se mense, van God se volk. Kom, plaas jou stukkie in die storie. Sien die prentjie. En hoor wat God van jou sê. En wat jy met hierdie stukkie moet maak. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die lewe.
Dankie Here dat ons kan leef, dat ons kan asemhaal. Dankie Vader vir hierdie geleentheid wat U ons gee. Dankie dat U ons op aarde geplaas het. Dankie vir hierdie stukkie wat ek het. Here, maar hierdie stukkie lewe wat ek het, mors ek baie keer op. Ek kom nie my verantwoordelikheid na as mens wie ek is nie. Ek vermors, ek verbruik. Ek kyk nie na dit wat U vir my gegee het nie. En my medemens, o Here, ek wil nie eers daaroor praat, oor hoe ek met my medemens omgaan, vir die dinge wat ek sê, die dinge wat ek bedink teenoor my medemens. Here, ons kom na U en ons bid vir vergifnis. En ons wil vandag ons stukkie kom plaas, en ons verantwoordelikhede opneem, Here. Maar Here, ons hoor ook vandag, ons is U kinders, dis wie ons is. Dis wat U van ons sê. Here, help my om as die kind te leef. Help my om hierdie kindskap op te neem. Here, help my om my stukkie te kom plaas. Here, help my om nie te luister na dit wat die wêreld en wat my medemens sê nie, maar wat U sê. En dit uit te leef. Want ons sukkel daarmee, Here. Vader, dan bid ons ook vandag, Here, vir mekaar. Ons bid vir die kerk. Ons bid, Here, vir broers en susters. Ons bid, Here, dat U ons net sal bind aan mekaar. Dat ons plekkie sal kom inneem. My deel sal kom plaas en sal sien, ek is deel van mense. Mense wat almal die kinders is. En daarom, Here, ek net bid nie, help my ook om uit te reik na my broer en my suster. My broer en suster in Jesus. Here, ek bid U seën op die wêreld. Here, ons leef in 'n stikkende wêreld. Ek bid, Here, vir daar soveel seer is. Ek bid vir genesing. Ons bid vir die verskriklike siekte wat soveel mense neem. Ek bid asseblief, Here, dat U mense sal aanraak en sal gesond maak. Here, ons het U nodig, Vader. As daar 'n tyd in die geskiedenis wat ons dit nie besef nie, nou is die tyd, Here, wat ons dit moet besef. Ons het U nodig. Here, help ons om vanuit U hand in die genade te leef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Dankie dat jy saam geluister het. Plaas jou stukkie wat die Here vir jou gegee het. Plaas dit in die Here se storie en sien wie die Here sê jy is. En wat hy van jou vra, van hierdie stukkie wat hy vir jou gegee het. Dan broers en susters, het ons die afgelope week kerkraadsvergadering gehad en daar's 'n paar sake wat vir ons nou nogal baie belangrik is, baie na in die hart is en hoog op ons agenda is. In die eerste plek gaan dit oor ons jaartema wat dan ook is #elkeen is belangrik vir God. En waar ons ook vir mekaar sê, elkeen van ons is belangrik, elkeen wat in die gemeente is belangrik. En daarom het ons ook gesels oor onderlinge omgee. En daarom wil ons ook vra, wil jy nie asseblief net ook
kyk of jy iemand kan skakel in die gemeente, net en uitreik na iemand in die gemeente. Ons het nou vanoggend ook gehoor, ons is broers en susters, ons is deel van die Here se volk. En dan nog 'n ding wat vir ons belangrik is juis die nood van ons mense. En daarom ook die uitnodiging, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, wat die omstandighede ook al is, wat dit ook al mag wees, skakel asseblief, want ons wil graag kyk of ons kan help en waar ons kan betrokke raak. En dan 'n derde saak wat ons ook aandag op gegee het is die kategese. Uit die aard van die saak, omdat die kategese nog nie in die gang kan kom nie met die inperkingsreël in die skole en alles, kyk ons op die huidige stadium oor materiaal wat ons beskikbaar kan stel, sodat die kategese dan nog kan voortgaan by die huis. En dan die laaste saak wat ook aandag geniet het by die kerkraadsvergadering is die toekomstige bediening in die gemeente. Nou dat Dominee Eksteen geëmeriteer het, afgetree het, hoe gaan ons maak? En daarom het die kerkraad dan ook 'n spesiale kerkraadsvergadering vir 1 Februarie gereël om te kyk na wat is verskillende moontlikhede. Dankie broers en susters, asseblief kom ons hou mekaar in die gebede, kom ons ondersteun mekaar. Ons is broers en susters in Jesus. Die Here seën elkeen van u.